Hoofnuus vanaand, die sakeman van Noordwes Brown Mogotsi word onder druk geplaas. Gepantserde voertuie vir die G20 beraad is bykans uitbespreek. Die gasheeruitsaaier van die G20 SA 2025. Goeienaand en welkom by die nuus. Die Madlanka Kommissie se getuienisleier sê die sakeman van Noordwes Brown Mogotsi se aantuigings wat hy in sy getuienis gemaak het, bestempel as 'n taktiek om die kommissie in die verkeerde rigting te stuur. Mogotsi, 'n vermeende vernoot van die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, het ook 'n herrie ontketen toe hy erken het dat hy onder eed gelieg het. Brown Mogotsi het gister voor die kommissie verskyn en beweer dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi en die Zulu koning Misuzulu Zwelithini vir die Amerikaanse intelligensiediens gewerk het. Die omstrede sakeman het ook as deel van sy getuienis gesê dat die nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masemola, by omkopery betrokke was. Feitelike inligting wat die getuienisleiers na vore gebring het, wys egter dat die aantuigings moontlik vals is. Mogotsi het verder getuig dat Israel se belange deur die vermeende spioene beskerm word, 'n bewering wat ook verkeerd bewys kon word. You say the offtake portion of this coal route is owned by Israeli interests. That's what triggered this investigation, apparently. That notion is completely fanciful. Because short of buying up all the export capacity of between 13 and 15 different mining companies, it's not possible to own the offtake portion of the Richards Bay coal terminal. You know that? I cannot give a specific answer, Commissioners. Feite oor die Richards Bay steenkoolterminaal het Mogotsi se beweringe verder weerspreek. Bewyse toon dat dit nooit gesluit sou word nie en dat werksaamhede by die terminaal sedert 2023 bestendig toegeneem het. You see, what I want to put to you is that if you or your handler were genuinely investigating a CIA plot through General Mkhwanazi to protect Israeli interests in the whole of the export, the offtake from the Richards Bay coal terminal, you'd have been able to discover the facts that I've just given you in 5 minutes on the internet. So you really wouldn't have come up with a story which is self-evidently absurd. Mogotsi se beweringe van omkopery teen Masemola is ook met bewyse weerlê. We've seen plenty of evidence of Mr. Matlala communicating directly with SAPS generals and brigadiers in improper circumstances. That's correct. Now, if Mr. Matlala was paying massive bribes to General Masemola or General Mkhwanazi, I'd expect to see some sign of this relationship with these generals in his chats. I see signs of relationships with a whole lot of other generals in his chats. Intussen het Mogotsi gister hom voorgestel as 'n polisie-informant en agent vir misdaadintelligensie, terwyl daar in sy beëdigde verklaring staan dat hy in die kantoor van die minister van polisie aangestel is. Mogotsi het erken dat hy hieroor gelieg het om sy identiteit as agent te beskerm. And you knew it was false, but you thought I needed to do it to enable Lieutenant Colonel Schneller to give me authority under Section 252A. Because I could not tell him that I'm an agent, yes. This was for the purpose of work. So, when it's for the purposes of work, you're saying you can lie under oath? Mogotsi se kruisverhoor word môre voortgesit. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid en voormalige minister van openbare werke, Malusi Gigaba, het aangekondig dat hy op sy sal staan nadat hy amptelik van korrupsie aangekla is. Gigaba het gister saam met 4 medebeskuldigdes in die Palm Ridge Landdroshof in Johannesburg verskyn in verband met korrupsie aanklagte wat verband hou met 'n multimiljard rand se Transnet lokomotief tender.
In 'n verklaring sê die ANC, Gigaba tree op in ooreenstemming met die party se op sy staan reël wat op sy 55ste nasionale konferensie afgeneem is. Die party sê ook dit is nie 'n skulderkenning van Gigaba nie, maar 'n verantwoordelike organisatoriese maatreël om vertroue in die publiek in te boesem terwyl die regsproses ontvou. Gigaba staan op sy van sy pligte as ANC parlementslid en mede-voorsitter van die parlement se staande komitee vir verdediging. Die departement van korrektiewe dienste het bevestig dat die veroordeelde kinderverkragter en moordenaar van die 8-jarige Tasney van Wyk, Modian Pangaker, in 'n tronk in die Weskaap in sy slaap dood is. Pangaker het 'n effektiewe lewenslange vonnis in die Brandvlei gevangenis uitgedien. Hy is in 2023 skuldig bevind aan 21 aanklagte, insluitend die moord, verkrachting en ontvoering van Tasney. Hy is ook skuldig bevind op nog 8 aanklagte van kinderverkrachting, seksuele aanranding, die uitbuiting van kinders en lijkskending. Hy is meer as 250 jaar tronkstraf opgelê, wat samelopend as 1 lewenslange vonnis sonder die opsie van parool uitgedien moes word. Tasney van Elsesrivier het 5 jaar gelede in die gebied van haar ouerhuis vermis geraak. Pangaker is weke later in hegtenis geneem. Tasney se lijk is kort daarna in 'n stormwaterpyp in die Boland gevind. Die portefeulje komitee oor openbare werke en infrastruktuur sê hy is nie tevrede met die George munisipaliteit se reaksie op vrae oor die gebou ineenstorting in Mei 2024 nie. Die komitee is in George om met die slagoffers se families, oorlewendes en die George munisipaliteit te skakel as deel van hulle eie ondersoek. 34 mense is in die tragedie dood en verskeie ander is beseer. Die gesprekke vorm deel van die komitee se oorsigbesoek aan die Weskaap om infrastruktuurprojekte te evalueer. Die komitee het sy frustrasie met die George munisipaliteit uitgespreek en gesê die munisipaliteit se reaksie op vrae oor die veiligheid van die terrein voor die voorval was nie voldoende nie. We are not satisfied at all. The responses, especially from the municipal side, on our view and what we are getting from the presentation, there's negligence. And the negligence that they are referring to, it means that there's a lack or the imbalances of legislation. They're shifting the legislation to say it was supposed to be in this way, not in that way. In sy gesamentlike vergadering met die portefeulje komitee oor menslike nedersettings vroeër die maand, het die komitee kommer uitgespreek dat niemand nog aanspreeklik gehou is nie, meer as 'n jaar na die tragedie. Het is ook belangrik om die inspeksieproses te verduidelik. Routine-inspeksies word nie op konstruksieterreine gedoen nie. Inspeksies vind op 'n afspraakbasis plaas. In hierdie spesifieke geval het die aangestelde ingenieur die verantwoordelikheid en bevoegdheid gehad vir die terreininspeksie. Die nasionale boubeheer het ook 'n statutêre rol in die toesig oor die residensiële konstruksie. Tydens die komitee se besoek aan die terrein is hulle ook deur slagoffers se families en oorlewendes ontmoet. Die komitee sal môre openbare sitting in Thembalethu hou, sodat hulle die gemeenskap kan ontmoet en met hulle in gesprek kan tree. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. Gevegte het opnuut uitgebreek in die Demokratiese Republiek die Kongo, ondanks 'n deurbraak in die vredesproses enkele dae gelede. Die regering en lede van die M23 rebelle het 3 dae gelede in Qatar ingestem tot 'n raamwerk vir vrede. Volgens die Kongolese weermag het die rebelle oor die naweek 'n verrassingsaanval uitgevoer in Shabunda in die mineraalryke Suid-Kivu. Die vredesraamwerk behels onder meer 'n skietstilstand, uitruiling van gevangenes en die herstel van staatsbeheer in rebelle gebiede. Minstens 13 mense is dood in 'n Israeliese aanval op die suidelike Libanese stad Sidon. Die ministerie van Gesondheid in Libanon het dit bevestig.
Volgens die Israeliese weermag het hy toegeslaan op lede van die Palestynse beweging Hamas wat in 'n opleidingskamp in die oorbevolkte Ain al-Hiwe Palestynse vlugtelingskamp naby Sidon bedrywig is. Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen ook bevestig dat Hamas die liggame van nog 2 gijslaers aan Israel oorhandig het. Volgens hom is daar nog net 2 liggame oor wat Hamas moet oorhandig. Meer as 170 geboue in die suide van Japan het onder 'n ewige brand deurgeloop oor 'n gebied wat so groot is so 7 sokkervelde. 1 persoon is vermis en talle beseer. Die brand het gisteraand uitgebreek en is deur 'n sterk wind aangeblaas wat geboue in die stad Kuta verwoes het. Die stad is sowat 700 km suidwes van Tokio. Kragonderbrekings kom oor 'n groot gebied in die Sagano sekte distrik liewer. Dis die ergste stedelike brand in Japan sedert die brand in Sakata in 1976. Daar is 'n geweldige aanvraag na gepartnerde voertuie vir die G20 beraad. Bly by ons, meer daaroor net hierna. SABC gasheeruitsaaier van die G20 SA 2025. Die wêreld se fokus verskuif na Suid-Afrika later die maand met die SABC wat jou regstreekse dekking bied as amptelike gasheeruitsaaier van die G20 beraad 2025. Skakel in op jou gunsteling van 18 SABC radiostasies vir al die aksie. In dieptedekking op die SABC nuuskanaal, SABC Lehigh en SABC 1, 2 en 3. Alles is ook aanlyn op al die SABC sosiale platforms en op ons spesiale G20 aanlyn kanaal beskikbaar. G20 Suid-Afrika, ons bring dit tuis. Luxe gepantserde voertuigmaatskappye in Johannesburg sê hulle kan nie voortbly met die oorweldigende aanvraag na die voertuie in aanloop tot die G20 leiersberaad in Johannesburg die naweek. Duisende gaste, insluitende staatshoofde, sal Saterdag en Sondag by Nasrec in die Goudstad byeen wees. Te midde van toenemende globale spanning is byna elke gepantserde voertuig reeds vir die G20 beraad bespreek. Die koste tussen 15 en 45.000 rand per dag per voertuig. Die maatskappye wat die voertuie verhuur, sê die aanvraag is ongekend. The entire industry has a shortage of vehicles. We've seen a really big demand for what we call the luxury SUVs, so your BMW X5s, etc., because those are the standard vehicles that usually would probably be the best suited for Johannesburg roads. Die meeste versoeke is vir luukse gepantserde voertuie soos Range Rovers, Mercedes-Benz G-model en luukse sedans met koelvaste vensters. There's not a lot of supply of these vehicles, number one. They also handle significantly different because of the added weight. They brake differently. So that's why, from our point of view, we deemed it a lot safer handing the keys to one of our drivers. Maatskappye sê hulle tot op die laaste nippertjie oproepe van internasionale spanne ontvang, maar daar is nie meer voertuie beskikbaar nie. The colour plays a big part in that role. It's that status, that international dignitary kind of standard that you're looking for. Die polisie sê daar is genoeg polisiehulpbronne vir die G20 leiersberaad. We have armored vehicles we have considered based on the collected intelligence, and we shall deploy those that are required. I'm not aware of shortages, but what I'm aware of is what I have deployed for this particular operation. Die polisie sê Suid-Afrika is deeglik voorberei om internasionale leiers en hulle afvaardigings veilig te hou. Die minister van vervoer, Barbara Krisi, en die hoof van die lughawe-maatskappy van Suid-Afrika, Mpumi Pofu, sê Suid-Afrika is slaggereed om wêreldleiers en afgevaardigdes vir die G20 beraad die naweek te ontvang. Krisi het by 'n nuuskonferensie gepraat. Gebeurlikheidsplanne is ingestel waaronder rugsteenkragopwekkers sou 'n kragonderbreking plaasvind. Volgens Mpofu is veiligheidsmaatreëls verskerp vir moontlike protesaksies. We are expecting to have continuous
and stable power supply here at OR Tambo International. Obviously, our main income of supply is from the Ekurhuleni municipality through Isando. But should power be lost to OR Tambo, we do have backup generators. We're quite clear about the potential for South African initiated action, labor protests. We have a straightforward process for directing people to our Speaker's Corner. Our Speaker's Corner is a designated area on the other side of the airport. It's regulated space where protesters are led very kindly by the security forces to protest, hand over memoranda, and make sure they can be guided away. We also anticipate that we may have protests that come from other countries upon the arrival of presidents of those countries. And again, the same SOP would apply of utilizing our Speaker's Corner. Talle paaie in Johannesburg word reeds sedert gister vir bepaalde tye afgesper in aanloop tot die G20 leiersberaad wat die naweek in die Goudstad plaasvind. Ewige verkeersvertragings kan moontlik op verskeie hoofroetes voorkom. Verskeie wetstoepassingsagentskappe sal saamwerk om verkeersknope te beheer en misdaad te monitor. Hoofroetes sal tot en met maandag vir bepaalde tye afgesper word. Wetstoepassingsbeamptes stel padbeklaarders op, taktiese patrollies word gehou en multi-agentskapsbeheerpunte sal geskep word om misdaad te beheer. Die N1, N3, N12 en 14, R21, R24, M1 en M2 sal vir bepaalde tye tot so lank as 'n uur op 'n slag gesluit wees. Paaie rondom gebiede soos Sandton, Rosebank, Fourways en Nasrek sal ook vir bepaalde tye afgesper word. Motoriste word gemaan om vooruit te beplan en alternatiewe roetes te gebruik. Inligting van Statistieke Suid-Afrika toon dat verbruikersprysinflasie in Oktober met 'n verdere 0,2% gestyg het tot 3,6%. Behuising, nutsdienste, kos en nie-alkoholiese drankies het die grootste bydraes gelewer tot die styging. Voedselprysinflasie het gedaal van 4,4 tot 3,9%, maar het steeds 'n negatief. Die uitwerking van veesiektes is steeds sigbaar in hoër vleispryse. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die inflasieteiken vasgestel op 3% tydens sy mediumtermyn begrotingsrede. Die jongste inflasiekoersstyging maak 'n rentekoersverlaging voor die feestyd onwaarskynlik. En nou vir 'n vinnige kykie na die markaanwysers soos omsluitingstyd. Mostert gaan Dublin toe. Ons kyk na die grootste hommeltuig in Afrika en 'n Gustav Klimt skildery behaal die naas hoogste prys vir 'n kunswerk nog. Bly by ons. Die Suid-Afrikaanse Verdedigings- en Lugvaartmaatskappy sê die G20 beraad bied 'n gulde geleentheid om met die land se bekwaamheid in lugvaarttegnologie en innovasie op die wêreldverhoog te kan spog. Die grootste hommeltuig op die vasteland is in Suid-Afrika ontwerp en word hier vervaardig. Die onbemande tuig kan vir burgerlike doeleindes sowel as militêre doeleindes ingespan word. Met 'n vlerkspan van 18,6 meter bly die hommeltuig stabiel in wisselende weerstoestande. Die vaartuig weeg 1500 kg en het 'n vragkapasiteit van 220 kg. Die hommeltuig kan 'n hoogte van meer as 900 meter bereik. Hoofsaaklik word dit gebruik om intelligensie in te samel. So binne in die Suid-Afrikaanse konteks, ons het 'n groot kuslyn wat gemonitor moet word. Enige aktiwiteite wat daar plaasvind, kan deur hierdie hommeltuig of vliegtuig opgevang word deur die gesofistikeerde kameras aan boord. Skuman sê die program is 'n oorbrugging tussen ouer tegnologie en 'n nuwe generasie van hommeltuigtegnologie.
Daar is net 6 lande in die wêreld wat die vermoë het om hierdie hommeltuig te bou en te ontwerp. En dit is natuurlik vir ons 'n groot trots dat Suid-Afrika nou deel is van daardie lande. So as dit kom by die G20 is ons gretig om ons tegnologie te wys vir wêreldleiers. Die maatskappy sê die hommeltuig sal uitstekend gebruik kan word om renosterstropery te bekamp, die land se kus te monitor en om oorgrensmisdaad te bekamp. Ons is besig om al die kennis wat binne in Suid-Afrika is, wat ons van die 1980s af opgebou het, te versterk deur hierdie produkte bou. Enige ingenieur of selfs iemand wat nie 'n tegniese kennis het nie, word ook toegerus wanneer hulle by Milkor werk. Die maatskappy sê die hommeltuig is simbolies van die vasteland se innoverendheid. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. En ten slotte vanaand, die afslaer Sotheby's se kunsveilingsseisoen het afgeskop en al klaar het rekords in die slag gebly. 'n Portret deur die 20ste eeuse Oostenrykse skilder Gustav Klimt het die naas hoogste prys gehaal vir 'n kunswerk nog. Now, ladies and gentlemen, we come to an unequivocal masterpiece of Vienna's golden age. Gustav Klimt's magnificent portrait of Elizabeth Lederer, representing the height of Klimt's artistic maturity and deep connection with his greatest patrons. Klimt het die portret van Elizabeth Lederer, die dogter van een van sy ondersteuners, tussen 1914 en 1916 geskilder. Die portret is geplunder deur die Nasies in die Tweede Wêreldoorlog en is amper vernietig in 'n brand. Die skildery is in 1948 gevind en terugbesorg aan Elizabeth se broer Erich. In 1983 het Erich hom verkoop en hy is ingesluit by die versameling van Leonard Lauder, die erfgenaam van die Estée Lauder skoonheidsmaatskappy. At $205 million. Here it is for the Elizabeth Lederer portrait, only at Sotheby's, here in the Breuer. The Klimt, Julian, is yours. Congratulations. Die $205 miljoen, oftewel 3,5 miljard rand, styg verder na 4,06 miljard rand wanneer die afslaerfooi bygereken word. Die finale prys is meer as 900 miljoen rand hoër as die geskatte prys. Dit is ook amper $100 miljoen hoër as die vorige rekord vir 'n Klimt-werk. I'm delighted to announce that that is a record for any work of art ever sold at Sotheby's, somewhat unsurprisingly, of course, and also the highest price for any modern art work of art ever sold at auction as well. Die hoogste prys wat 'n kunswerk nog op veiling gehaal het, is Salvator Mundi, toegeskryf aan Leonardo da Vinci, wat 8 jaar gelede 7,8 miljard rand gehaal het. En dis al vir ons kant. Baie dankie vir die saamkyk, mooi aan verder. Tot môre aand, totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand en hartlik welkom. Vandag 'n 30% kans vir reën. Dit strek vanaf Limpopo tot en met die Oos-Kaap. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën in dele van Limpopo en dan in dele van Mpumalanga. Vir môre sien ons bewolkte toestande word verwag môre in gedeeltes van die land. 'n 60% kans vir reën in dele van Limpopo, Gauteng, Mpumalanga en dan ook KwaZulu-Natal. Ons sien ook môreoggend miskolle in dele van KwaZulu-Natal en dan ook die Oos-Kaap. Vir vandag is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in groot gedeeltes van Limpopo en dan Mpumalanga. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie, steeds 'n geel vlak 1 waarskuwing in dele van Mpumalanga en dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande wat dan verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook die Wes-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng. Ons sien verspreide buie en donderbuie in Gauteng. Pretoria 14,25 en dan Johannesburg het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 23. In Limpopo sien ons reën word verwag in die provinsie ook. Lephalale 18,29, Tabazimbi 'n maksimum van 28 en dan Messina
19:29. Mpumalanga, Mashishing 13:21, Secunda maksimum van 22 en Skukuza het 'n maksimum van 28. KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Vryheid 13:25 en dan Ulundi en Richards Bay albei 'n maksimum van 26. In die Oos-Kaap mooi weer en bewolkte toestande, Komani 10:27, Willowmore maksimum van 28 en dan Makanda 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 26. Mooi weer en sonnig in die Wes-Kaap, Klein Willem 'n maksimum van 38, Beaufort Wes 14:30 en dan Hermanus 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 22. In die Noord-Kaap maksimum temperature bo 30 grade met Springbok wat dan 'n maksimum van 34 bereik. Vrystaat enkele buie en donderbuie, Frankfurt 10:25 en dan Welkom 'n maksimum van 29. Ons laaste provinsie is Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Lichtenburg 15:29 en dan Vryburg en Taung albei 16:32. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.